My naam is Celeste de Kok in Hoërskool Bellville in graad 10 en my onderwerp is Vergifnis is die naskrif van pyn. Ons almal hou van stories met 'n gelukkige en vrolike einde, maar min van ons hou van daardie gedeelte reg voor dit. Daardie ongemaklike deel, die seer, die donker tye, die hoe gaan ek hier deurkom oomblikke? Daardie pyn. Pyn voel soos die laaste sin van 'n hoofstuk wat jy wens jy kon vergeet. Dis soos daardie vriendskap wat skielik net stil raak, soos die kerel wat jou verneek. Maar wat as ek vir julle kan sê dat pyn nie die einde is nie? Wat as dit net 'n hoofstuk was en dat vergifnis die werklike naskrif is? Voorsitter, dames en here, aan die hand van die volgende 4 argumente wil ek vir u oortuig dat die ware krag van 'n mens lê nie in hoe hard jy terugbeklei nie, maar in hoe jy kies om die laaste woorde te skryf. Vergifnis bring innerlike vrede. Die liggaam onthou wat die hart vashou. Vergifnis help ons om weer vorentoe te beweeg. Vergifnis herstel wat pyn tussen verhoudings gebreek het. Eerstens, wanneer iemand ons seermaak, bly die pyn nie net in die verlede nie. Dit speel oor en oor en oor in ons gedagtes, soos 'n plaat wat vashak. Woede en bitterheid raak soos 'n klip in ons skoen. Klein genoeg om te ignoreer, maar groot genoeg om elke liewe tree seer te maak. Vergifnis het 'n kragtige invloed op ons emosionele welstand. In die artikel Forgiveness and Subject Wellbeing, a meta-analysis deur Everett Withington Jr., Lauren Townsend en David R. Williams, gepubliseer in 2021 op Science Direct, word bevind dat mense wat kan vergewe, laer vlakke van angs, depressie en stres ervaar, maar juis hoër vlakke van lewensbevrediging toon. Nog 'n studie, Meaning in Life, Gratitude and Forgiveness as Predictors of Psychological Well-being, deur Sue Jing Lee en haar mede-auteurs, gepubliseer in 2023 op die MDPI webtuiste, word bevind dat vergifnis 'n verband hou met 'n groter gevoel van betekenis in die lewe. Met ander woorde, wanneer 'n mens aan wrok vashou, draai daardie pyn soos 'n swaar sak op jou rug. Maar sodra jy vergewe, sit jy uiteindelik daardie swaar sak neer. Die verlede sal nooit kan verander nie, maar jou hart kry weer ruimte om asem te haal. Tweedens, ons dink dikwels dat pyn is net emosioneel, maar die waarheid is, die liggaam onthou wat die hart vashou. Wanneer 'n mens aan bitterheid vasklou, leef jou liggaam voortdurend in spanning. Jou hart klop vinniger, jou spiere trek saam en stres bou stadig op. Dis amper soos om olie op die vuur te gooi. Elke herinnering maak die emosie net sterker en maak die liggaam net seerder. In die oorsig, A Systematic Review of Forgiveness, Interventions for Chronic Pain, deur A.R. Lee en Robert Enright, gepubliseer in 2020 op PubMed, the National Library of Medicine, wys dat vergifnis dikwels assosieer met laer vlakke van stres en selfs minder fisiese pyn. Wanneer ons wrok koester, straf ons eintlik onsself. Dis soos om gif te drink en te hoop dat die ander persoon gaan vergiftig word. Maar vergifnis verander juist daardie storie. Dit gee vir die liggaam die kans om te ontspan, om te herstel en om weer te genees. En skielik word dit duidelik. Vergifnis is nie 'n swakheid nie, maar selfsorg op sy sterkste. Volgende. Wanneer pyn ons tref, voel dit soms asof die lewe net uit donker hoofstukke bestaan. Ons kyk terug na wat gebeur het en dan wonder ons, wanneer gaan ons weer normaal begin voel? Kato en Kawamata se artikel, Forgiveness and Wellbeing in the Context of Long COVID, deur Takeshi Kato en Sakahiro Kawamata, gepubliseer in 2024 op Directed Science, wys dat vergifnis verband hou met beter emosionele herstel en hoër vlakke van welstand. Vergifnis help ons om weer vorentoe te beweeg.
En die rede is eenvoudig. Vergifnis help ons om na die volle storie te kyk, en nie net na ons eie kleine hoofstukkie nie. In plaas daarvan, dat pyn ons vaspen in die verlede, gee vergifnis vir ons 'n kans om weer vorentoe te stap. As 'n mens nie vergewe nie, hou jy aan om ou koeie uit die sloot uit te grawe. Jy bly teruggaan na daardie selfde pyn, oor en oor en oor. En dan raak dit regtig bietjie vervelig en nogals irriterend. Vergifnis beteken nie jy vergeet nie. Dit beteken net jy besluit, hierdie pyn sal nie die einde van my storie wees nie. Laastens, pyn breek verhoudings. 'n Vriendskap raak stil. 'n Familie raak verdeeld. En soms lyk dit asof daardie skare te groot is om ooit weer te herstel. Chen Zeng en Lee se artikel, Psychologically Motivated, Divine Forgiveness and Wellbeing, gepubliseer in 2024 op Frontiers in Psychology, wys dat mense wat vergifnis beoefen, sterker verhoudings en groter emosionele welstand ervaar. Verder wys die navorsing deur Christy Tesnar in die artikel Healing Through Just Forgiveness, gepubliseer in 2016 op die HTS Theological Studies se webtuiste, dat vergifnis in die geskiedenis al 'n baie groot rol gespeel het in die versoening en genesing tussen die mense. Sonder vergifnis bly konflik soos 'n muur tussen mense staan. Maar sodra iemand vergewe, breek daardie muur, baksteen vir baksteen af. En uiteindelik word dit moontlik om die olyftakkie weer uit te steek. Vergifnis gee vir verhoudings iets wat pyn nooit sal kan gee nie. 'n tweede kans. Pyn het ons almal al laat ly. Ons almal laat sit in die duisternis en wonder, hoe beweeg ons aan? Pyn is soos die donker tonnel waardeur ons stap. En vergifnis is die lig aan die einde van daardie tonnel. Voorsitter, ek sluit af. Vergifnis maak 'n mens vry. Dames en here, gooi daardie pynlike klippie uit jou skoen uit. Vergewe die mense wat jou seer gemaak het en stap uiteindelik vorentoe.